yes, we hope we can help you a little bit. If there are other needs that you guys need, please speak to your doctor will speak to us, and we will see if we can fulfill those needs for you. There was a time we were just left here alone, and then we really felt alone. We didn't really have a lot of support. So it means a lot when people are doing, even just bringing us water. Someone brought us Powerade. We really appreciate the little that the community does for us. We do need all the support that we can from everybody else out there. So the little that we get, it's really quite amazing, and we're grateful for everybody that is reaching out to us. Sometimes it feels like we're in a movie, especially the couple of 3 weeks that we've been having all this death, a higher number of deaths. Sometimes it feels like we're in a movie. But compared to 2 years ago, we were all chilled in our departments because we are all from different departments. Now we are in a whole serious situation. So we are in a pandemic. Nobody has ever expected to be in this situation. So it's quite stressful. It's mentally overwhelming as well. So if somebody comes in to help you, it just means that somebody out there really cares about you as well. So somehow it touches us. It touches something, you know. It's a great feeling. So we have social workers on standby that we can call and talk to, but sometimes we don't get time to even call them because when we knock off, we are too tired. Other than that, we help each other, we talk to each other, we vent to each other, and then just trusting in God and staying in prayer a lot. It helps. The one thing that we really just want everybody is that they stick to the regulations that are put in place, social distancing, hand hygiene, you name it. That is the only thing that can help us to bring down the numbers, because honestly it's overwhelming being here. It's not easy. We have families out there and we also care about our families, but we are here most of the time. So bring down the numbers and we'll be happy. Please stay indoors, social distance and wear a mask. And to the pregnant ladies, please stay away from everyone else. Please, because we are really struggling with pregnant ladies. Well, it's quite overwhelming to have started this initiative yesterday and to have been here today already and having delivered the goods. So yeah, we can pride ourselves as being the COVID warriors, as we call ourselves. And it just goes to show the people are all reaching out to help. And that's what it is all about. Support from the public that we are getting at this stage is overwhelming for me. And what's amazing is the people's open hearts and willingness to give, because we can't go in there and physically help the patient, because I call it like the lonely sickness, the alien sickness. So what we are doing is trying to make the staff and the patients feel that they're not alone, that we out there think of them all the time, even by giving small things like this. I'm still very overwhelmed and moved what I just saw when I look into the faces of those nurses. Yes, you can really see that they're drained, that they're under stress, that they're under psychological pressure. And you hear about it, now we've seen it, and I think it's just a motivation for us to really get going. Wash your hands, stay away from other people, social distancing. The basics, the 3 or 4 basic things there are. Just do that, and they said the numbers will fall. Just please do that. And that's all that we ask you guys. Be a warrior, and that's it. We are the COVID warriors. Tomorrow we will maybe be the poverty warriors or the psychological warriors or whatever warrior need that will be in Namibia. We will be there, and with our friends and our connections and our ties, we will be able to create funds or get donations and stuff to make relief on the ground. I think most people at home want to help, but they think their $10 or $20 will not make a difference. Tonight we saw that it can make a difference. So anything, people, we really urge you to help us help other people. Goeienaand gemeente. Baie welkom by vanaand se erediens. Dis my lekker om saam met julle te kuier. Dankie dat julle my verwelkom in julle huise in en welkom by die huis van die Here. Ons gesels vanaand oor die volgende boodskap in ons preekreeks, in ons Spreuke preekreeks, wat daaroor praat om goed te doen. En is my gebed vanaand dat God se boodskap dit aanhangig in julle harte sal maak, dat julle geïnspireerd sal voel en dat julle ook sal luister wanneer die Here julle uitstuur om sy hande en voete in die wêreld te wees. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.
Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid gewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik als wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Gemeente, ek groet julle in die naam van God ons Here, wat almagtig is om soveel meer te doen as wat ons kan droom of dink. Ek groet julle in die naam van God, wat ons Here Jesus uit die dood opgewek het en hom aan sy regterhand laat sit het. Amen. Ek wil dan graag weer vanaand ons handeling toepas om 'n kers aan te steek vir elke een van ons geliefdes wat of oorlede is in hierdie tyd of worstel met COVID en elke een van ons wat die resultaat daarvan beleef en ons eie uitdagings ook het. Gemeente, ons eer die lewens wat ons verloor het. Ons bid vir julle wat worstel met die siekte en bid vir genesing en vir herstel en God se wil om te geskied. En elkeen van julle wat swaar trek, ons dink aan julle en bid vir julle en dra julle ook op ons harte. Mag die Here vir ons die uitkoms hiervoor bring. Ons gaan dan nou 'n geleentheid gee om bietjie musiekbediening te doen en die Here te loof en prys. Ek nooi julle regtig graag uit om die liedjies te geniet, saam te sing en dit tot eer en verheerliking van God te doen. Dankie. As sou die vrye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die vinger te wees nie. As sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. As sou daar geen klein vee in die kampe nie wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig aan God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. As sou die vrye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. As sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe nie wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig aan God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir
Dankie gemeente, kom ons bid saam. Hoor tog, Here my God, die gebed van u dienaar. Hoor sy smeking, luister na die hulpgeroep, die gebed wat u dienaar vandag tot u rig. Hou hierdie tempel dag en nag onder u sorg, die plek waarvan u gesê het, dat u naam daar wil vestig, sodat u die gebed kan hoor, wat 'n dienaar van u na hierdie plek toe bid. Hoor tog die smeekbedes van u dienaar en u volk Israel wat hulle na hierdie plek toe bid. Hoor dit tog uit u hemelse woonplek en wanneer u dit hoor, vergewe tog. As iemand sy naaste kwaad aangedoen het en die om 'n eedverpligting oplê om hom onder 'n vloek te plaas, en hy kom en spreek die eed uit voor u altaar in hierdie tempel, luister tog uit die hemel en gryp in en vel die beslissing oor u dienaars, sodat die skuldige die straf vir sy dade dra en die onskuldige gelyk gegee word, soos dit by onskuld pas. As u volk Israel deur 'n vyand verslaan word, omdat hulle teen u gesondig het, en hulle kom tot inkeer en bely u naam en bid tot u in hierdie huis en smeek u, luister tog uit die hemel en vergewe u volk Israel se sonde en laat hulle terugkom na die land wat u aan hulle voorvaders gegee het. Here, wanneer die hemele toegesluit bly en daar nie reën is nie omdat hulle teen u sondig en hulle bid na hierdie plek toe en bely u naam terwyl hulle van hulle sonde bekeer en vra dat u hulle gebed sal verhoor, luister tog uit die hemel en vergeef u dienaars en u volk Israel se sonde en gee reën op die land wat u aan die volk as besitting gegee het. Vader, so leer u hulle die goeie weg wat hulle moet bewandel. Sou daar hongersnood in die land kom, sou daar pes uitbreek, brandkoring of roes, swerm sprinkane en voetgangers, sou dit gebeur dat die volk se vyande hom in sy stede hier in die land beleer, wat 'n plaag of siekte hom ook al tref, luister tog na elke gebed, elke smeking, wat van enige mens af, van u hele volk Israel mag kom, soos elkeen sy plaag te kenne gee, en sy hande na hierdie tempel toe uitstrek. Here, luister tog uit die hemel u woonplek, vergewe en gryp in, en gee aan elkeen wat hy verdien, soos u sy hart ken. Want net u, Here, ken elke mens se hart, sodat hulle aan u gehoorsaam sal wees, die hele tyd dat hulle in die land leef, wat u aan ons voorvaders gegee het. Ag Here, luister ook na die vreemdeling, wat nie uit u volk Israel is nie, en, omdat hy gehoor het van u groot naam, u mag en krag, selfs uit 'n ver land kom en na hierdie tempel toe bid. Luister tog uit die hemel, u woonplek, en doen alles wat die vreemdeling in sy gebed vra, sodat al die volke van die aarde u naam kan ken, en ook aan u gehoorsaam kan wees, net soos u volk Israel, en dat hulle kan weet u naam is uitgeroep oor hierdie tempel wat ek gebou het. Here, wees tog ontvanklik vir die smeking van u dienaar en u volk Israel. Verhoor tog elke gebed wat hulle tot u rig. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Gemeente, ons lees dan nou saam uit die boek Spreuke uit. Dan lees ons vanaand Spreuke hoofstuk 11, vers 17, soos julle hier agter my kan sien. Spreuke hoofstuk 11 vers 17 lees. 'n Mens wat iets vir 'n ander oor het, baat self daarby. 'n Hartelose mens word deur sy eie toedoen verstoot. Ons lees dan nou net tot sover. Gemeente, Simon Sinek vertel in een van sy praatjies, hy lewer 'n klomp praatjies vernaam oor leierskap en oor spanwerk en hoe om te maak in die korporatiewe wêreld, maar in een van sy praatjies wat hy net praat oor die basiese menswees, praat hy oor 'n interaksie wat hy gehad het met 'n boemelaar.
Hy sê hy het 'n bietjie gaan gesels met die boemelaar om te hoor wat gaan aan, hoe werk hulle lewe, hoeveel geld maak hulle, hoekom staan hulle hier, hoekom is hulle op hierdie straathoek ensovoorts. Hy sê hy het die basiese goeders gehoor soos wat hy verwag het. Hy het gesien op die bordjie wat die boemelaar vashou, daar staan doodhonger, brandarm, gee asseblief geld, presies soos wat Simon dit verwag het. Die boemelaar sê toe vir Simon, jong, ek maak so $30 in 'n dag. $30 was vir hierdie boemelaar genoeg, omdat dit is die besluit wat hierdie boemelaar gemaak het om daar te bly staan en die presies dieselfde metodiek elke dag te volg. Simon Sinek vra toe vir hierdie boemelaar of hy asseblief een verandering vir hom mag aanbring. En dit is dat hy sy bordjie waarop geskryf staan dat hy arm is en geld soek, kos soek, of hy dit mag verander. En die boemelaar was aanvanklik baie skepties en het gedink, jong, nee, ek is nie so seker nie, maar op die einde van die dag het hy toe nou besluit hy gee in. Nadat Simon Sinek hierdie bordjie van die boemelaar verander het, het hierdie boemelaar begin om $40 in slegs 2 ure te maak. 'n Groot verskil. So wat het Simon op hierdie bordjie gaan skryf? Simon sê hy het op die bordjie 'n klein verandering aangebring en hy het toe daarop gaan skryf: as u net 1 keer per maand kan gee, onthou my asseblief vir volgende maand. Is 'n baie interessante verandering wat hier aangebring is. En Simon sê toe die rede hoekom hy dink die ouetjie toe meer geld begin maak, is omdat die fokus verskuif was van die ou wat dit moet ontvang na die ou wat dit moet gee. Die feit dat die bordjie gesê het net, onthou my vir volgende maand, het vir die vrygewige die idee gegee dat hierdie ouetjie doen okay, hy doen goed op hierdie straathoek. Mense voorsien vir hom, so hy kan uithou tot volgende maand. So iets wat hier gebeur werk, iets help hierdie persoon. So as die vrygewige dan wil geldjies gee, is dit nie net verniet nie. Dis nie net, dis net somber en hierdie ou gaan arm bly nie. Iets gebeur. Iets werk. En toe het Simon gesê, dis hoekom mense meer geneig was om te help. Hy het die stelling gemaak oor as ons vir mense help of iets vir iemand anders doen of vir iemand omgee, dat daar 'n wesenlike verskil is tussen om gelukkig te wees en om vervuld te wees. Simon stel dat om gelukkig te wees is gewoonlik goeders wat ons doen vir onsself. Ons eie drome najaag, ons selfverwesenliking hê, ons self na 'n beter plek toe dwing. Ons doen al hierdie dinge vir onsself en wanneer ons dit bereik, dan is ons waarlik gelukkig. Wanneer dinge goed gaan met ons, sê maar finansiëel of gesond ensovoorts, dan is ons gelukkig. Maar wanneer is ons vervuld? Ons is slegs vervuld wanneer ons iets vir iemand anders doen wat niks vir ons kan teruggee nie. En ons doen dit sonder juis om iets terug te verwag. Dan beleef ons 'n diepe vervulling. Hoekom? Want dan is ons besig om te funksioneer, om te wees presies wat God ons geskaap het om te wees. In verhouding, relasioneel. Ons is nooit geskaap om op hierdie aarde ons eie gewin na te jaag of net na onsself te kyk of net onsself te verwesenlik nie. Is daar maar 'n baie alleene prentjie daarbo. Ons is gemaak om in verhouding met mekaar te leef, om mekaar te help dra, om mekaar te ondersteun, om vir mekaar lief te wees. En dis volgens Simon hoekom ons vervulling beleef wanneer ons iets vir iemand anders doen. En dit is dan ook nou ons les vir vandag as ons na hierdie spreuk kyk. 'n Mens wat iets vir 'n ander oor het, baat self daarby. 'n Hartelose mens word deur sy eie toedoen verstoot. Nou ons weet dat Spreuke 'n wysheidsversameling is. Ons het baie daarna gekyk laasweek. En ons weet ook dat dit 'n skepende en 'n ordenende mag tot dit het. Die idee agter Spreuke is dat die Christen dit moet bestudeer om die regte lewenswandel en optrede en maniere te kan handhaaf wat pas by 'n gelowige van God. En wanneer ons dit studeer,
en ons pas dit toe en ons gehoorsaam die wil van God, word ons al hoe meer getransformeer. Kry ons 'n nuwe lewe in Christus, 'n nuwe hart, om die karakter van Christus uiteindelik te openbaar. So dit vra na 'n lewe van totale gehoorsaamheid aan die wil en die woord van God. En vandag se versamelingspreke word vir ons geleer deur gebruik te maak van teenstelling. Hierdie twee paaie word vir ons baie mooi uitgelê. As jy die een kies, lei dit na die lewe en na die karakter van Christus en 'n eerbare lewe. As jy die ander een kies, lei dit na alleenheid, na die dood, na verderf. So ons weet baie mooi wat om te kies om 'n lewe van integriteit te leef. Die interessante van hierdie spreek is dit was in die tyd wat Salomo as koning regeer het. En dit is 'n baie bekende regeringstydperk, omdat die volk in daai tyd baie wel af was. Hulle het goeie voorsiening gehad in al hulle behoeftes, daar was nie 'n tekort gewees aan enige iets nie. Hulle was eintlik 'n baie ryk gemeenskap gewees. Dit was ook 'n tyd wat hulle genoem het die era van vrede, die goue era, ook van verligting en waar wysheid 'n hoogtyd gevier het. Nou dit sê baie van hierdie spreek van vandag, want daar word nie 'n beroep gedoen op mense om slegs te gee of van jou naaste te dink wanneer dit ook met jou swaar gaan nie, maar om dit te doen en gehoorsaam aan God te wees, selfs wanneer dit goed gaan. Ons moet God gehoorsaam wanneer dit goed gaan, juist soveel te meer as wanneer dit sleg gaan, sodat ons hom nie moet vergeet nie. Hierdie spreek werk dit self uit in 'n verhoudingskonteks. En ons het nou gesê, God is 'n God van verhoudinge. Hy is relasioneel. Ons sien dit vanuit die Triniteit, hoe God in verhouding staan tot Jesus en die Heilige Gees. En van daar af ontvang ons die riglyn om juis hierdie spesiale, selfopofferende liefdesverhouding tussen ons en God te handhaaf, maar ook tussen ons en ons medemens. Dit vat ons terug na die teks van Lukas 6 vers 38, wat vir ons die volgende metrum gee. Gee en vir julle sal gegee word, 'n goeie maat, ingestamp, geskit en propvol sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. Dit herinner ons aan God se belofte dat hy die sal eer wat gasvry is, wat vrygewig is, veral aan die minderbevoorregtes, die weduwees en die weeskinders, maar so ook aan enigiemand anderster. Dit hoef nie mense te wees, juis nie mense te wees, wat in dieselfde kultuur, ras of land of taal, of enige iets te wees van ons nie. Almal is ons medemens, en dit is ons werk om daai grense te oorskry, om hierdie onuitputbare liefde van God aan hulle bekend te maak. God sê oor en oor deur sy woord, dat hy die sal eer, wat hom op daardie manier sal eer. Hy sal ons vergoed vir ons vrygewigheid en dit in oorvloed. Dit is wat hierdie spreek van ons vra. Wanneer ons dan hierdie riglyn aanleer en dit toepas en dit derentyd gehoorsaam, kom ons nader aan wysheid. Nou ons weet dat die wysheid leer ons wie God is. Wat het hy vir ons gedoen? Wat vra hy spesifiek van ons? En wat vra hy van ons juis om in hierdie wêreld vir hom te beteken? Hierdie is die boustene wat 'n groeiende, gesonde, lewende verhouding tussen ons en God opmaak. En wanneer ons die antwoorde van hierdie vrae kry, groei ons al hoe meer in die karakter van Jesus Christus en doen ons meer en meer dit waarvoor ons geskape is en ervaar ons hierdie diep vervulling omdat ons juis in 'n herstelde verhouding tussen God en mens kan beweeg soos Christus dit vir ons moontlik gemaak het. En soos wat ons groei in hierdie beter herstelde perfekte verhouding tussen God en mens, sal ons outomaties groei in ons verhouding met ons medemens, met mekaar. Die beeld van God.
Soos ons in hierdie plekke ingroei, gaan ons leer hoe om saam met God te werk, soos wat hy die wêreld onderhou, vir die wêreld voorsien en redding vir die wêreld bring. Want daardie onderhouding, voorsiening en verlossing was nooit geskep om vir een persoon te wees of individualisties te wees nie, maar vir gemeenskap, vir die koninkryk, vir die liggaam. So alles wat God doen, doen hy vir die liggaam, nie vir die individu nie. En ons kry dan om saam met God te werk, vir dit wat hy in hierdie wêreld kom doen, wanneer ons oorgee en hom gehoorsaam en hierdie spreek nakom. Dan baat ons self daarby. Ons lees ook in Spreuke 19 vers 23, wie die Here dien se lewe is veilig, so 'n mens slaap rustig en geen ramp tref hom nie. Iemand wat daardie tipe dienaar is, het 'n karakter van getrouheid, betroubaarheid, eerlikheid, maar ook van effektiwiteit. En so iemand bring ons dadelik terug na die oudtydse norm, die oudtydse opdrag in die Ou Testament wat vir die volk van Israel gegee was, naamlik gasvryheid. In Grieks is die woord philoxenia. Die voorskrifte is baie duidelik, soos ons hier kan lees in die Ou Testament van gasvryheid. Lees ons, daar was baie spesifieke opdragte wat vir die volk gegee is. Byvoorbeeld, hulle moes mekaar met 'n soen gegroet het. Wanneer iemand by jou huis aanklop, dan verwelkom jy hulle en jy nooi hulle in. Jy hou hulle nie voor die deur en vra wat wil jy hê nie. Die derde ding was, jy moet vir hulle uitnodiging gee om te rus. Jy moet vir hulle uitnodiging gee om hulle self te kan was. En jy moet vir hulle kos en drank voorsien. Dit was nie al nie, jy moes ook hulle 'n uitnodiging gegee het tot 'n gesprek. Laastens, jy moes ook aan hulle, vir die tyd wat hulle by jou is, sekuriteit voorsien. Baie anders as hoe ons dit vandag doen, né? Dit was 'n opdrag in die Ou Testament gewees. Nou daar is 'n klomp verhale reg deur die woord wat ons kan lees, wat pragtige voorbeelde is van hierdie gasvryheid in aksie, maar ons gaan net na 3 spesifiek kyk. In Genesis 18 ontvang Abraham 3 besoekers en gee hy vir Sara die volgende opdrag. Vat gou 16 kilogram meel en knie dit en bak roosterkoeke. Daarna het hy na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir 'n slaaf gegee om gou dit voor te berei. Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is, gevat en voor die mans neergesit en hulle het daar onder die boom geëet terwyl hy hulle bedien. In Joshua 2 lees ons die volgende. Die vrou het die 2 manne weggesteek en vir die koning laat weet, hulle is nie daar nie. Sy het die 2 manne intussen op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlas stoppels wat sy daar oopgesprei het. Natuurlik is dit die verhaal van Rahab en die 2 verkenners. In 1 Samuel 25 lees ons, Abigail het gou 200 brode, 2 kruike wyn, 5 gaargemaakte skape, 5 emmers gebraaide koring, 100 trosse rosyntjies en 200 koeke gedroogde vye gevat en op donkies gelaai. Waarheen het Abigail dit gevat? Sy het dit gevat na Dawid en sy manne toe, omdat haar man Nabal vir hulle ongasvry behandel het. So dit, as ons hierdie stukke lees, was die standaard gemeente vir gasvryheid, hoe ons mekaar moes behandel het. Ons sien 'n groot element van dat jy gee soveel as wat jy kan. Jy gee van alles wat jy het en in oorvloed. Jy gee die beste van dit wat jy het. So jy gee nie jou afval en jy hou die beste vir jou terug nie. Jy gee met 2 oop hande vir die mense wat oor jou pad kom. Nou gegeewe, baie van daardie voorskrifte is nie moontlik vandag as gevolg van die virusse en so nie. Ek meen die soen en om mense in te nooi ensovoorts, die rus en die was ensovoorts, is maar baie moeilike situasie, maar die standaard van ons harte se vrygewigheid staan nog. Om die beste vir iemand anders te gee eerste, om aan jou naaste te dink,
om empatie te toon, om vir hulle te bid, om soos hierdie mense wat ons in die video gesien het, hulle behoeftes aan te spreek. Net omdat dit nie met jou gebeur nie, beteken dit nie, ons kan nie 'n verskil maak nie. Om na God se stem te luister en te beweeg, wanneer hy vir jou die opdrag gee. Nou Jesus het selfs so ver gegaan as om te sê, julle daai voorskrifte is alles goed en wel, maar dit moet nie net geld vir julle volksmense, vir Israeliete nie, dit moet geld vir enige iemand. Enige iemand van 'n ander volk, 'n ander stam, 'n ander ras, 'n ander kultuur, enige iemand, dit moet geld vir hulle ook. En het Jesus dit verduidelik aan die hand van die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Selfs het Jesus in Lukas vertel hoe as jou buurman aan jou deur kom klop in die middel van die aand en hy vra vir brood, dan moet jy dit vir hom gee. Jesus het selfs met 'n fariseer beklei wat hom ontvang het, omdat hy juis vir Jesus ongasvry behandel het. Hy het nie sy voete gewas nie, hy het nie sy kop met olie bedek nie, ensovoorts. Dit was ongasvry en Jesus het gesê, dis nie die standaard nie. So as ons terugkom by die woord gasvryheid, weet ons het nou gesê in Grieks is dit philoxenia. Philoxenia. En die idioom wat hierdie woord vertolk, is die van om voete te was, om dienend te wees. Presies wat Jesus gedoen het op die vooraand van sy kruisiging. Hy het God gehoorsaam, hy was gasvry, hy het hulle voete gewas, hy het vir hulle kos voorsien, hy het sy huis oopgemaak vir hulle. Hy het absoluut die standaard van gasvryheid daar gestel. Maar nie net dit nie, die idioom beskryf ook dat ons dit moet geniet terwyl ons dit doen. En hier is die mooiheid van die woord philoxenia, gasvryheid. Dit is afgelei van die stamwoord phileo, wat beteken liefde. So uiteindelik is gasvryheid om liefde te bewys aan jou medemens. Dit vra vir omgee, empatie, vertroue in God en veral gehoorsaamheid. Om nie te diskrimineer of te onderskei nie, maar om in oorgawe vir mense liefde te bewys. Al wat ons fokus moet wees, is soos Jesus sin was, slegs die wil en die woord van God. Maak nie saak wie voor jou sit nie, maak nie saak of hulle dit verdien nie, maak nie saak wat hulle daarmee doen nie. As God vir jou die opdrag gee, is dit waar jou fokus moet wees. Verskuif jou fokus na daardie persoon, van die ontvanger, na die vrygewige toe. Soos wat Simon Sinek aan die begin sê, en jy sal agterkom, hoeveel goeders in plek val. Daar is 'n storie wat ek graag vir julle nou wil speel op die video hier agter my, en ek glo dat hierdie verhaal ons baie gaan help om hierdie spreek vas te vat. Geniet dit. Your mama is a good cook. But we really haven't had much to eat since it stopped raining. No, when Elijah needed food, he prayed and God brought it to him. Sometimes I pray to Baal for help, but I don't know if he's hearing us. Maybe we could pray to Elijah's God? Thank you. Now go and make something for yourself and your son. But, Elijah, there's nothing left. She used it all up. I watched her. This is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry, until the day the Lord sends rain on the land. Here, Mama. It's heavy. Look! Chris, all the
containers were completely empty a few minutes ago. We've been standing here the whole time. Nobody went in or out. I know who you are, but I do not know why you are here. You are welcome to stay with us as long as you need to. There is an extra room upstairs. Soos ons kan sien en onthou is dit die storie van Elia en die weduwee wat sy oliekruik en haar meelvoorraad het nooit opgehou nie. Maar steeds het sy die geleentheid gebruik om iemand anders te dien met dit wat sy oorgehad het. En wat ons daaruit kan leer, gemeente, is God skep die geleentheid vir ons om ander te dien. God sal daardie geleenthede te skep. Ons hoef nie te soek na hulle nie. Ons hoef slegs gewillig te wees en hom te gehoorsaam. En wanneer ons gaan aanhou om ons hande oop te maak, gaan God aanhou om te voorsien. Ons self kan nie van hom af ontvang as ons ons hande toehou nie, slegs as ons ons hande oopmaak en dit ten volle. So ek wil jou los met 'n laaste sê ding en dit is, hou aan om jou kruike olie uit te gooi en hou aan om jou meelvoorraad te gebruik. Want die God van wonders, die alomteenwoordige, almagtige God, sal nie ophou voorsien vir jou en vir my nie. Amen. Abba Vader, gee aan ons die gehoorsaamheid aan U, dat ons insig sal hê en wysheid om U te dien. In Jesus naam, amen. Ons gee dan nou 'n geleentheid om die Here te kan dien met ons dankoffergawes. En dan gaan ons nou die slotsang sing. Baie dankie. Ekskuus, ja, die afkondigings, daar is net 2, ek het nou iets wat vergeet van hulle, verskoon my. Die eerste ene is net om julle te onthou aan ons preekreeks. Soos julle kan sien, gaan ons nou weer die 18de Julie praat oor wat dit is om goeie vriende te kies, daarna wat dit is om 'n goeie eggenoot te kies, hoe bou 'n mens 'n sterk familie en hoe lewe 'n mens met meegevoel. Dan wil ons ook julle graag uitnooi na die vroue groep toe. Dis op Woensdae 6:15 tot 7:30. Skakel gerus die kerkkantoor en regtig elke een is baie baie welkom. Al ontmoet hulle nie in persoon nie, Zoom hulle, so julle is welkom. Dan nou hiermee die slotsang. Dankie. Daar is niks wat my ontbreek.
Gemeente, ons bid dat julle staande mag bly, geestelik volwasse en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God. Mag die genade en vrede saam met julle wees. Amen. Dankie gemeente, geseënde week en totsiens.